Maar goeiemôre elkeen van julle. So lekker om in die huis van die Here te wees. Amen. Amen. Ons is so bly en opgewonde vir hierdie week wat verby is. Ek weet Jacques het klaar gevra, maar en julle het geniet hierdie week. Al was jy net een aand hierso gewees. Dankie dat jy hier was. En ek glo en ek hoop dat die Heilige Gees nie net dit was nie net 'n ervaring gewees vir een dag of een week nie, maar dit 'n konstante ervaring sal wees. Om konstant te soek na die Heilige Gees toe. Amen. Amen. So ons gaan hierdie week maak ons nou klaar met die boek van Jona. En ek wil net jou voorberei, dit is nog ons snaakse einde. Maar die Here werk in snaakse maniere. So kom ons gaan in die woord in. Het jy al ooit 'n fliek gekyk of 'n reeks gekyk? En hierdie fliek of hierdie reeks, hy eindig ewesklik net stomp. So 'n cliffhanger, né? Jy weet nie of die goeie ou gaan doodgaan nie, jy weet nie of hulle ooit mekaar gaan uitkom nie, jy weet nie of die slegte persoon regtig dood is nie. Wie ken sulke flieks of sulke series, né? Jy wag tot die einde toe, jy kan nie sê, ek kan nie wag vir volgende seisoen nie. I can't wait for next season. Né? En dan ewesklik is daar nie 'n next season nie. Dan is van, wat gebeur? Ons weet wat gebeur het nie. Het jy nog die meisie uitgekom? Het hulle nou was hulle toe gered gewees van die brandende voertuig? Ons weet nie. Wel, ek het voorberei is wat met Jona gaan gebeur in hierdie oomblik. Ons weet nie. So is 'n cliffhanger. So Jona 4, ek hoop jy is opgewonde vir hierdie oor Jona 4. En ek glo gaan dit probeer soveel as moontlik vir julle kan uitlê dat julle dit kan verstaan en hoe die Gees in hierdie hele boek van Jona was en is. So voor ons aangaan, is daar eers 3 hoofstukke wat ons gaan net 'n bietjie hersien gou vandag. Soos julle kan onthou in hoofstuk 1, het ons gekyk die woord van die Here kom na Jona toe. Hy sê gaan preek na Ninive, gaan preek vir Ninive. Nou Ninive was mense wat die Amalekiete gewees, hulle was slegte mense gewees, bad people. They were bad people. Maar Jona het gesê, nee Here, ek gaan eerder weghardloop van U af. En toe hardloop hy weg en hy klim op 'n boot en hy gaan na Tarsus toe en is hoe ver was dit gewees? 4000 km weg van waar hy moes gaan. So ver weg wil hy gegaan het van die Here af. Hy was nie gehoorsaam gewees aan hom nie. Toe was daar ewig 'n groot storm gewees en die matrose sê, "O, dit is Jonas se skuld, kom gooi hom oor." En daar sluk 'n groot vis hom in. En daar is hoofstuk 1 klaar. Hoofstuk 2, Jona is in die maag van die vis. En Jona begin bid in die maag van die vis. Hoe lank was hy daarin gewees? 3 dae was Jona in die maag van die vis gewees. En hy het gebid en hy het geroep vir die Here. En die Here het hom geantwoord. Maar nie dadelik nie. Hy het hom eers, op vers 10, het hy hom eers geantwoord. In hoofstuk 2. En toe in hoofstuk 3, toe het die woord van die Here vir die tweede keer tot Jona gekom. Almal sê tweede keer. Tweede keer. Verstaan julle wat ek sê nie? Tweede keer. Sê tweede keer. Tweede keer. Mooi. Die tweede keer. So ons dien 'n God van tweede kansse. Hy het Jona 'n tweede kans gegee. Toe die vis hom uitgespoeg het hy gesê, Here, okay, gebruik my nou, hier's ek. En toe gee Here vir hom 'n tweede kans. Dankie tog, ons dien 'n God van tweede kansse. En hy gaan na Ninive toe en hy gaan preek daarso. En ons lees in vers 3 die laaste in hoofstuk 3 vers 10 lees ons die laaste vers. When God saw what the Ninevites did and how they turned from their evil ways, God relented and did not bring on them the destruction he had threatened. So wat sê dit vir ons? Die Nineviërs, mense van Ninive het hulle self bekeer en toe het God nie hulle gestraf nie of hulle uitgevee van of the mat nie. So wat sê dit vir ons? Bekeer jouself. Bekeer. Nou dink gou vir jouself, Jona het 'n kort woord gebring. Hy het net vir hulle gesê, hoor is al 40 dae gaan julle vernietig word. En hulle almal kom tot bekering ewesklik. Almal kom tot bekering. Weet jy, dit sal vir my so lekker wees as ek vir julle almal bid en julle almal kom tot bekering nou. En hierdie hele dorp kom tot bekering. Weet jy hoe gelukkig sal ek wees? Dus ek sal spring van opgewondenheid. Amen. Maar kom ons kyk wat Jona doen. Was hy bly geweest? Was hy opgewonde geweest?
Het die Here geprys? Nee, hy het nie. Dis snaaks. Dis snaaks. Nee, Jona was woedend geweest. Hy was kwaad geweest. Ons lees in Jona 4 vers 1 tot 3. But to Jonah, this seemed very wrong. And he became angry. Die woord soos kwaad daarso, hy het baie kwaad geword. Ek dink nie bring aan hoe erg daai kwaad was nie. Dit was soos 'n rasend kwaad. Dit was, as jy, ek weet nie of julle al Doritos geëet het, daai flaming hot Doritos, dis daai warm kwaad. Dis kwaad gewees. He prayed to the Lord, isn't this what I said, Lord, when I was still at home? So hy sê, Here, ek complain nou hierso, ek kon dit ons gesê is, ek by huis was. This is what I tried to forestall by fleeing to Tarshish. I knew that you are a generous and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamities. Now, Lord, take away my life, for it better for me to die than to live. Die Afrikaans sê dit so mooi. U is 'n genadige, barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. Waar het ons hierdie gehoor? Barmhartigheid, lankmoedigheid, liefde. Waar het ons dit gehoor? Die vrug van die Gees. Ek hoop jy die vrug van die Gees. As jy nie hoe mooi is alles so mooi so ingelê in die Bybel in, dat die Here vir ons so mooi wys. Hy sê, laat ek maar eers sterf. Jona sê, laat ek net sterf, Here, is nie vir my goed om te lewe meer nie. Dis maklik om vir Jona te kritiseer, né? God het hom gesê, God red die hele nasie. En Jona is kwaad. Ons kan baie vinnig Jona kritiseer en sê, maar jy was verkeerd geweest, God hulle gered. Maar gebeur dit nie baie keer met ons ook nie? Ons is baie keer kwaad vir iemand anders of 'n ander nasie, en dan ewe skielik sê ons, maar ons wil nie hê hulle moet gered word nie. Ons wil nie hê dat God met hulle moet praat nie. So ons kan baie maklik vir Jona kritiseer. Maar die Nineviete was baie lelike mense geweest. Nie lelik soos in lelik nie, die uiterlik nie. Hulle was net wreed geweest met die mense wat hulle gevang het, wat hulle gedoen het aan die mense, as hulle wreed geweest. Maar God het nog steeds vir hulle genade getoon. So let op gou hierso. Jona het gedoen wat God gesê het ten minste. Hy wou nie, hy weggehardloop, en toe die God vir hom voorsien dat hy vorentoe gaan, na waar hy moet gaan. Hy het gedoen wat God vir hom gesê het. Hy het vir die mense gaan preek in Nineve. Jona het dit gedoen, maar hy was nie gelukkig met dit nie. Hy het nie 'n goeie hart gehad met dit nie. En dit wys 'n probleem wat ons baie keer beleef in 'n kerk of in 'n gemeenskap is van, dis moontlik om die wil van God te doen sonder die hart van God. Ons kan baie keer die wil van God doen sonder die liefde, sonder die genade. Maar dit kom baie sleg oor. Wat is hierso weer wys vir ons? Die vrug van die Gees moet saam met die gawes van die Gees kom. As jy gaan vir mense gaan preek en jy vir mense profetiese woord gee of jy vir hulle bid, jy kan nie kom met haat nie. Jy kan nie kom met jy wil nou hulle nou reg wys nie, trots nie. Ons moet kom met 'n nederige hart. En sê, hierso, kom vriend, kom ek help jou. En dis wat baie keer gebeur. Die maar, jy al ooit gehoor maar. Ek gee my offergawes, maar ek is nie baie gelukkig met dit nie. Ek lees my Bybel, maar ek wil doen dit net om net seker te maak ek het 'n stukkie Bybel gelees vandag. Of ek vergewe, maar ek vergewe nie eintlik nie. Praat ek met mense hierso, ons is hierso van hulle, né? Ons gaan kerk toe, maar ek wil nie dien nie. Ons gaan na hierdie mooi plekke toe of na hierdie funksies toe, maar ek wil nie daarso betrokke wees nie. Dis moontlik om die regte ding te doen met die verkeerde motief. Ja, het gesien, ek ken mense wat hulle die regte, hulle wil so graag
net die regte ding doen, maar hulle het die verkeerde motief agter dit. En dit is baie keer waar ons onsself sien. Ons lees aan in Jonah 4 vers 5. Jonah had gone out and sat down at the place east of the city. So nou bietjie praat oor daai. That he made himself a shelter, sat in the shade, and waited to see what would happen to the city. Hy verwag nou hierdie plek gaan nou tot nie gaan. Hulle gaan net weer Sondag en dan gaan God seker sy wraak op hulle nou neem. Maar kom ons gaan net 'n bietjie terug. East of the city, hierdie van oos. Is eintlik baie interessant. Hoekom gebruik hy oos? Wat kom op in die ooste? Die son. OK. Nou kom ons kyk gou wat in die Bybel wys, wat is die ooste? Ooste beteken, van dit simboliseer dikwels 'n ballingskap of exile, of dit is 'n afstand van God af, om weg te gaan van God. Kyk 'n paar voorbeelde in die Bybel, is van waar Adam is oos uit die tuin uit gestuur. Kain woon oos van Eden. Lot kies die ooste waar hy na Sodom en Gomorra toe gegaan het. Bietjie 'n verkeerde plek. Mense aanbid die son met hulle rug na God toe. En Esegiel 8, as jy waar is die son? Hy kom op in die ooste. As jy die vers gaan lees, sê ook die ooste. So Jonah het letterlik sy rug op God gedraai. Hy sê, Here, ek sal doen wat U wil, maar ek wil nie doen wat U wil. Dit is moontlik om God te erken, maar met jou rug na hom te leef. En dit is baie keer, ons ken hom as ons redder, maar ons ken hom nie as ons Here nie. God moet die Here van alles wees. If He is not Lord of all, He is not Lord at all. So God moet die Here van alles wees. Amen. Amen. Kan julle wakker is? Jonah 4 verse 6, Then the Lord God provided a leafy plant and made it grow up over Jonah and give shade for his head to ease his discomfort. And Jonah was very happy about the plant. Dis snaaks. Jy weet skielik 'n boom of paar. Dink jy Afrikaans sê komkommerboom? Nie komkommer nie. Nie komkommer wees nie. So wat het God eers voorsien? God het eers voorsien 'n vis en nou voorsien God 'n plant. Julle sien wat God hierso voorsien. Want Jonah was baie bly geweest met hierdie plant. Hy het gesê dankie, hy was so bly geweest. En ons lees sê he was very happy about the plant. Hierdie gelukkig of hierdie happiness of hierdie joyfulness, wat sê Afrikaans mooi, hy sê hy was baie bly geweest oor hierdie plant. Nou hierdie blydskap word ook nie mooi oorgesê in Afrikaans of in Engels nie. Dit beteken waisma in Hebreëus. Dit sê rejoice greatly. Dit is van as jy ooit soos dit is nou winter, dan trek ons baadjies aan en jy sit jou hande ewesklik in jou sak en kry R20. Jy's baie gelukkig, nee. Maar dis nie daai rejoicing nie. Hier is van ek wen die lotto rejoicing. Dis nie R20 nie, dis 'n lotto wat hy rejoice. Hy was so gelukkig geweest oor hierdie plant. Maar Jonah was nog steeds lief vir homself. Dit gaan alles net weer oor Jonah. Dit gaan oor hom en wat hy kan kry. En Jonah wou God se lesse nie doen nie. Hy wil nie God se lesse oorslaan, net sy blessings kry. Ons wil net baie keer God se seëninge kry, maar ons wil nie die toetse beleef wat ons moet deurgaan. Amen. Ons is daarso. God, Jesus is ons leermeester. 'n Leermeester, as jy iets verkeerd gedoen het, gaan hy jou leer om dit daardeur te kom. As jy in skool is en jy vraestelle, jy het probleme wat jy moet oplos. As jy verkeerd is dit verkeerd. Nee, daar's nie 'n ander grys area nie. En so vra God vir ons, ons moet leer wat hy vir ons wil leer, sodat ons die blessings kan kry. Maar Jonah het heeltyd net die blessings gesoek, hy het net heeltyd die seëninge gesoek, en nie hy het nie die lesse geleer nie. So God het die plant voorsien. Jonah is gemaklik in hierdie skadu weer van hierdie plant. Hy is gemaklik, sy gemak is verlig. Net wanneer ons gemaklik raak,
dan toets God ons geloof 'n bietjie. Hy strek ons geloof so 'n bietjie. Amen. Het jy ooit dit beleef? Of praat ek met myself? Nee, ekskuus. Julle is goeie mense. Julle is nie soos Jona wat ongehoorsaam is nie. Maar ek weet die Here het baie keer vir my rek my geloof baie keer 'n bietjie. Dit gaan goed en dat rek daai geloof so. Ja, my seun het nou 'n klei gekry vir sy verjaarsdag, rek hy klei so. Ja, baie keer lyk of hy gaan breek, en dan gaan hy so aan. Dit is lekker baie los klei. Maar dit wys net vir ons het hom nodig. In ons gemaktyd en wanneer ons geloof gestrek word, wys dit net weer, ons het vir God meer nodig as ooit. Ons het hom nodig. En waar ons dink alles gaan oké, alles is fyn, alles is sharp. En ons steeds vir God nodig. En ons gaan aan, en nou hier is die snaakste stuk. Jona 4 vers 7 tot 8, but at dawn the next day, God provided a worm, which chewed the plant so that it withered. When the sun rose, God provided a scorching, luister weer, oostenwind, the east wind. And the sun blazed on Jonah's head so that he grew faint. Jonah wanted to die and said, it would be better for me that I do not live, or that I die. Hier het Jonah weer net gesê, ag, ek gaan weer net sleg met my. En hy het 'n pity party gegooi vir homself. Hy voel baie keer soos 'n sepie, Jonah se verhaal. Het jy ooit 'n sepie al gekyk? Sewe-land, binnelanders, wat suidooste, weer uit oos. Maar jy het ooit 'n sepie gekyk en jy is dit is so op en af met die emosies. En dit is so mooi dat die Bybel, al hierdie wys vir ons in die Bybel van Jona se emosies. Hy was opgewonde geweest, hy was down geweest, hy was gehoorsaam geweest, hy was ongehoorsaam geweest. Hy wou weggehardloop het en hy het na God toe gehardloop. Hy het God aanbid en hy het God gesê, hoekom? Voel dit nie baie keer soos ons nie? Ons doen dit ook. Here, dit gaan goed met my, dankie Here, maar Here, hoe gaan dit sleg met my? Ons het heel die emosies wat ons toepas, en Jona wys ons presies, hy gaan ook weer dieselfde. Hy gaan ook weer dieselfde emosies. En ek het begin navorsing doen, wat is die probleme van Jona? Hoekom is hierdie emosies so pertinent in hierdie boek? En dis 3, of miskien sien jy jouself in een van hierdie 3, want een van die probleme kon wees van Jona, is hy het erratic mood swings, wat wissel van dapper gehoorsaamheid tot uiterste ontevredenheid en woede wat dui op onderliggende frustrasies en die behoefte aan beheer. Nie baie keer in ons nie. Hierdie is die mooi Engels hier, is entitlement tendencies, wat fokus op sy eie sieninge, wat geregtigheid en verwag dat God en ander binne sy parameters sal optree of opereer. Depressie simptome wat manifesteer deur gevoelens van uitbranding, hartseer, woede en hopeloosheid. Sien jy jouself miskien ergens daar? Dis wat jy nou gevoel het. Dit is baie keer onsself voel. Hallo, amen. Dis hierop, okay. Dit is alweer so belangrik die Heilige Gees vir ons is. Dat die vrug van die Gees so vir ons tasbaar wees in ons lewens, dat wanneer ons voel soos dit, soos Jona, kan ons na hom toe gaan en sê, Heilige Gees, hier is ek. Wys vir my wat moet ek verander? Wat is daar om te verander? So ons hou van die seëninge baie keer, maar ons hou nie altyd van die tydperk om daar te kom nie, of die goed wat ons moet deurgaan nie. Een oomblik is ons by die kerk, ons dien God, die volgende oomblik is ons Shoprite, ons is Pick n Pay, die mense vat lank vir die til en ons word kwaad vir. Of ons kom by 'n restaurant en ons is kwaad vir die meisie wat ons kos bring en kos skou. Waar is daai? Want ons kan nie een oomblik God dien en die ander oomblik vergeet ons van God. Baie keer as ek in vakansie gaan het David vir gesê, al die hulle gesê van nie van God vergeet nie.
Ek sê nie van God vergeet in vakansie nie. Maar as jy self vind baie keer, is dit so lekker partykeer jy vergeet om Bybelstudie te doen, jy vergeet om net 'n bietjie stilte tyd saam met die Here te doen en jy is besig met so ander goeders dat jy vergeet van God. En ons kan nie daar so heeltyd lewe van ons waar ons dat God in die skaduwee van ons lewens is, soos Jona daar so sê nie. So, God voorsien die skaduwee, die volgende dag eet hy weer hom op. So, die son brand op Jona se kop, en dit is so onregverdig vir Jona, sê hy. So is jy gereed vir die einde, die finaal van hierdie boek. God kry wel die laaste woord in. God kry wel die laaste woord in. Wie is die hoofkarakter van Jona se storie? God is die hoofkarakter van Jona se storie. Kom ons lees Jona 4 vers 9 tot 11. But God said to Jonah, "Is it right for you to be angry about the plant? It is, he said. And I'm so angry I wish I were dead." But the Lord said, You have been content about the plant, though you did not tend to it or make it grow. It sprang up overnight and died overnight. And should I not be concerned for the great city of Nineveh, in which there are more than 120,000 people who cannot tell their right hand from the left hand, and also many animals? Die einde. Dit is die einde van Jona. Dit is 'n snaakse einde. En die diere. Kijk, goed, kom door. Nee, ons is nog nie klaar nie, Wat so mooi is van, ons sien nie, ons weet nie wat altyd gebeur nie, ons weet nie hoe God partykeer werk nie, maar hy werk in omstandighede en maniere wat ons nie verstaan en weet nie. Maar dis hoekom ons die Heilige Gees by ons het, en dis hoekom ek die boek van Jona deurgegaan het, is van, om te wys dat ons hom nodig het. Ons gaan soveel keer deur ons eie trials en ons deur ons eie lewe, dat ons so vergeet van God, en ons dink net so aan onsself partykeer. En waar die Heilige Gees, en ons die dag van Pinkster so gevier het, is van waar die Heilige Gees met ons is. Nie worry oor die plant nie. Worry oor die mense wat verlore is. Worry oor wat God vir jou wil doen. Worry oor jou oor sy goed te gehoorsaam. Jy is meer werd as daai plant. So nie huil oor die plant nie. Nie huil oor wat gebeur nie. Maar fokus op hom. So Jona het so gehuil oor die plant, maar hy huil nie oor die mense wat nie vir God ken nie. Matteus, die laaste woorde van Jesus, Matteus 28 sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. Dis nie 'n ding is op die woord. Nee. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek vir julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinde van die wêreld. Amen. Amen. So dit is ons opdrag, gaan dan heen na al die nasies toe. Amen. OK, goed, so jy het opdrag. Nie soos Jona wees en worry oor die plant nie. Worry oor die mense. Daar's mense wat God nodig het. Daar's harte wat God nodig het. Wat die Heilige Gees nodig het. Nie ons wil nie God, maar U wil. En weet jy wat U wil is? Dis nie my wil. So die hoofkarakter, dankie tog, is God in hierdie storie. Jona het probleme gehad. Hy het probleme gehad met homself, met die omstandighede. Hy het sy rug op God gedraai. Jona se houding het nooit God se karakter verander nie. Hy het nooit God van sy plan verander nie. God was God. God het nie verander nie. En my vriend, as jy dit met vandag moet hoor, God is nog steeds dieselfde. Vandag, môre, oormôre, die dag daarna, die maand daarna, die jaar daarna. Hy is nog steeds dieselfde God. Onthou wat Jesus verwys het in Matteus 12 het hy gesê, Jesus sê, soos Jona in die vis was, gaan hy in die aarde wees. En nou
is daar iemand groter as Jona hierso? Wie is dit? Wie was dit gewees wat hy van praat? Jesus. Jesus is die een wat Jesus van gepraat het. Jesus gekom vir die verlores. Hy het gekom vir die mense wat nie hom ken nie. Hy het gekom vir die verlore skaap, vir die verlore pen, vir die verlore seun. Jesus het met die sondaars geëet. Hy het hy het sondaars lief gehad. Hy het vir die sondaars gesterf. En ons werk is ook om mense lief te hê. En ek wil net vir julle baie dankie sê. Hier was iemand in die kerk gewees en hy vertel net van hoe dit vir hom so lekker was om in die Pinkstertyd hier te wees. Hy het so welkom gevoel. En ek wil sê dankie dat julle dit doen. Maar kom ons doen dit ook vir die res van die mense in hierdie dorp. Amen. So hoekom? Omdat Jesus se hart soos God se hart was. Hoekom het Jesus mense lief gehad? Sy hart was God se hart. Hoe nader jy aan God trek, hoe nader gaan jy in God se hoe meer gaan jy soos God begin raak. God is genadig, barmhartig, lankmoedig en oorvloedig van liefde. So nie vir God een kant gooi nie. Nie vir God een kant sit nie. So ek net 'n bietjie sagte musiek speel. Sê jy persoon langs jou nie van God vergeet nie. Ok, sê ek nie meer soos vertroue. Sê dit mekaar, vertroue, soos nie van God vergeet nie. Ok. My vriend Jona het vir God weggehardloop. En God het die tweede keer na hom toe gekom. En die woord het die tweede keer na Jona toe gekom. God roep nie net ons nie, hy roep ons terug. As jy voel baie keer dat jy weggehardloop het, roep God jou terug. Soos waar jy gaan, wees daar vir Jesus. Dat die Heilige Gees jou lei. Maar onthou, God is genadig, hy is barmhartig, hy is lankmoedig en hy is vol liefde. Laat die vrug van die Gees elke dag in ons harte begin vrug wys. Laat ons vir mense wys die vrug van die Gees. Amen, sluit julle oë asseblief. So voor ons in die doop nou ingaan, wil ek net jou hart net op hierdie oomblik net stil maak. Waar ons tot 'n einde kom van Jona se storie. En waar dit 'n bietjie snaaks was, kan ons sien dit wys na Jesus toe. Dat ons hart soos God se hart maak. En omgee vir die verlores. Ons het die krag ontvang deur die Heilige Gees wat vir ons uitgestort is. Ons hoef nie bang te wees om die eerste stap net te neem. Of net nie bang wees om die stap te neem nie. Want die Gees is met ons, hy is saam met ons. En Here, waar ons hierso is, en miskien is hierso van die mense hierso wat hulle rug vir U gedraai het. Hulle miskien baie meer weggehardloop van U af. Hulle is ongehoorsaam gewees aan U woord, of wat U vir ons gesê het. Here, ek bid vandag, dat hulle harte sal terugdraai na hom toe, na U toe. Maar Vader, U vra vir ons om terug te kom. Vader, soos die verlore seun, hy het weggehardloop, hy het alles gevat. Die pa kon kwaad gewees is vir hom, maar die pa het hom ontvang met oop arms. En Vader, so wanneer ons weghardloop van U af, kom U en ontvang U ons elke keer met oop arms. En U ontvou ons met genade, met barmhartigheid, met lankmoedigheid en met liefde wat oorvloei.